Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Gemeente, genade en vrede vir u, en dit kom van God ons Vader, ons Verlosser Jesus Christus en ons Trooster, die Heilige Gees. Kom ons doen dan die geloofsbelijdenis aan die hand van die 12 artikels. Ons doen dit staande en hardop. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam dat die Here ons ook vanoggend sal seën en sy woord sal oopbreek. Dit is tog so belangrik dat ons daaroor bid. Kom ons sluit die oë. Dankie Here dat ons u naam mag aanroep. Dankie dat ons kan stil word voor u. Leer ons Here u regte weë en wys die regte pad vir ons aan. Maak ons harte daartoe genee om met lus daarop te gaan. Wil ons deur u waarheid leer en lei ons dwaalende gedagtes, want by u is ons heil, o Heer. U is ons altyd te wagte. Ons bid hierdie dinge in die wonderlike naam van ons koning, Jesus die Christus. Amen. Gemeente, ek gaan vandag saam met u lees 3 skrifgedeeltes. Die eerste is 'n baie bekende deel wat u ken, en dit kom uit Matteus 6 vers 9 tot 13 en dit is die Onse Vader gebed. Ons gaan ook lees uit Openbaring 4 vers 8 en Openbaring 5 vers 13, want ons gaan vanoggend praat uit Openbaring 4 en 5. Matteus 6 vers 9. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Dan Openbaring 4 vers 8, die tweede gedeelte van die vers. Heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En dan Openbaring 5 vers 13, die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, alles wat daar is, het ek hoor sê, Amen. Aan hom wat op die troon sit, en aan die Lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Baie jare gelede, toe ek nog in die sonnaarskool was, het ons die rympie geleer van die Onse Vader. Althans, ons het toe nog gedink dis 'n rympie. Maar ons was daarom gelukkig tereggewys deur ons sonnaarskoolonderwysers wat vir ons gesê het, maar dis 'n gebed. En ons moet dit altyd onthou. En so stout kinders nou maar is, het ons gekyk, wie kan hierdie gebed dan nou die vinnigste opsê, of wie kan dit foutloos opsê. Maar hoe dit ook al sê, die gebed het my hele lewe bygebly. Onse Vader wat in die hemel is.
So is dit ook dan baie nodig dat ek en u vanoggend net weer sal kyk na die hemel. Waar is die hemel? Ek het onlangs 'n berig gelees in 'n dagblad van 'n sterwende seentjie, wat 6 jaar oud, en hy het vir sy mamma gevra, mamma, hoe lyk die hemel? En toe het sy ma vir hom gesê, dis die wonderlikste en die mooiste plek in die hele wye wêreld. En toe het hy gesê, ek kan nie wag om te gaan nie. Die mamma was oorbluf en sy het gesê, nee, jy's te jonk, jy kan nie gaan nie. Maar die ou seentjie het toe gesterf en die ouers getuig van hulle hemelkind wat nou by Jesus in die hemel is. Jy sien, hierdie seentjie se vraag, waar is die hemel, is ook die vraag wat ek en u vra. Wat gebeur in die hemel en waar is die hemel? Ek en u weet nie waar is die hemel nie. Wat ons wel weet is dat dit die woonplek van God is. Ons gaan nou meer daarvan lees en leer uit die boek van Openbaring. Dit is vir ons ook baie belangrik om te weet dat die visioen wat Johannes gekry het op die eiland Patmos, toe hy daar 'n banneling was, 'n visioen is wat vir ons as kinders van die Here sal bybly vir die res van ons lewens. En Johannes was baie gehoorsaam, want in Openbaring 1 kry hy die opdrag, skryf alles wat jy sien op. En Johannes kom in die hemel en hy kry die opdrag om aan die 7 gemeentes, dit is die 7 gemeentes in die destydse Klein-Asië wat aktief was, Christen gemeentes. Hy kry die opdrag om in hulle briewe te skryf. Maar dan gebeur die wonderlike. Hy kom in Openbaring 4 en hy hoor 'n stem soos van 'n engel. Hy hoor 'n stem soos die van 'n trompet, soos die van 'n basuin. Die vertalings verskil van mekaar, maar hy hoor die stem, kom op hierheen en kom kyk alles wat gaan gebeur. Dan kom Johannes in die hemel aan en hy sien hierdie groot troon, die troon van God, want op die troon het God gesit. En die oomblik is vir Johannes so groot, hy moet hierdie goed opskryf, maar dit ontbreek hom aan taal. En professor Stefan Joubert sê dat Johannes toe Bybelse taal gebruik het om hierdie wonderlike ervaring mee te beskryf. En dan skryf Johannes dat God wat op sy troon gesit het, was soos opaal en karnieul, sy voorkoms. En opaal en karnieul is edelgesteentes. En opaal is 'n helder, deursigtige steen. En karnieul is 'n rooi steen. Nou opaal simboliseer God se suiwerheid, God se heiligheid. Terwyl karnieul dui daarop dat God se oordeel oor die mensdom sal kom. Vir die wat nie wil hoor nie, wat ongehoorsaam is aan God se oproep. Ons lees ook in die woord in Openbaring 4 van 'n reënboog wat rondom die troon was. En hierdie reënboog was so smarag. Smarag was 'n groen edelgesteente. So die groen reënboog rondom die troon het gedui op God se getrouheid, op God se genade, dat God ons kom roep omdat hy vir ons so lief is.
dan leer ons ook in Openbaring 4 dat daar donderslae was en 'n gedreun uit die troon. En dit dui daarop dat die almag van God is so groot dat ons net moet kennis neem van God se almag. Ek en miskien baie ander van u wat weet wat erge weerlig is, want ons kom uit Pretoria en dit is 'n plek waar daar baie erge weerlig is. En as die weerlig so slaan en die dreun en die blits is blits, dan het ons net altyd geweet, dit is onbeskryflik, dit kom uit God se hart. En hier leer ons dan die beeld dat God is almagtig. Maar voor die troon was daar ook 7 fakkels. En voor die troon was daar 'n spieelgladde see. Nou die 7 fakkels verteenwoordig die 7 geeste van God. En omdat 7 die volmaakte getal is, dui dit op die Heilige Gees se werking. En in die antieke tye het die mense geglo dat gode bly in die see en in woestyne. En in hierdie beeld lees ons van 'n spieelgladde see. Daar's geen beweging nie. Dit dui daarop dat daar geen gode in die hemel is nie, want dit is God se woonplek. Dan beskryf Openbaring 4 vir ons verder dat daar 24 krone was rondom die 24 trone was rondom die troon van God. En op hierdie 24 trone het 24 ouderlinge gesit, elkeen met wit klere en goue krone op hulle koppe. Wit klere was 'n teken dat hulle skoon gewas is. En die goue krone was die krone van oorwinning wat hulle op hulle koppe gehad het. En hierdie 24 ouderlinge sit rondom die troon van God. Vriende, daar is nie in die hemel 'n onderskeid by God nie. Almal sit naby aan sy hart. Ons gaan nie daar kry dat aan die een kant is daar die geestelikes, die pastore, die predikante, ouderlinge, die hakens ensovoorts, en aan die ander kant is die gewone lidmate nie. Nee, by God is almal gelyk by hom in sy troon. Dan gaan die beeld verder en hy sê daar is 4 lewende wesens. En hierdie 4 lewende wesens het die eerste wese het die gesig van 'n leeu. Die tweede een die gesig van 'n bul, die derde een die gesig van 'n mens en die vierde een 'n gesig van 'n arend. En hierdie diere verteenwoordig dan die skepping in sy geheel. Die hele skepping word vervat in hierdie beeld van die 4 wesens. Dit is tog ook belangrik dat ons net moet kennis neem dat die skepping en die gelowiges in God, wat verteenwoordig word deur die 24 ouderlinge, die totale evangelie is. Die 24 ouderlinge is 12 wat verteenwoordig word uit die Ou Testament en 12 die 12 apostels uit die Nuwe Testament. 12 plus 12 is 24. Maar ons lees ook verder dat hierdie 4 wesens toe gesê het. Trouwens, die ander vertaling sê hulle dit gesing. Heilig, heilig, heilig is die Here God. Hy wat is en wat was en wat sal kom. Maar daar's iets wat ek en u mis in hierdie gedeelte van Openbaring 4.
En dit is, waar is Jesus? Waar is die lam? Daarom is dit nodig dat ek en jy oorgaan na hoofstuk 5 en gaan kyk wat daar gebeur. Johannes hoor die stem van 'n groot engel, 'n harde stem wat sê, of wat eintlik vra, wie is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak? En Johannes begin huil, want die hele raadsplan van God is in die boekrol, en as daar dan niemand is wat dit kan oopmaak nie, wat gaan dan gebeur? En Johannes het droewig gehuil. Dit staan in die boek, in die Openbaring, dat hy baie gehuil het. Maar dan is daar 'n ouderling wat vir hom sê, die leeu uit die stam van Dawid, hy sal die boekrol oopmaak. En dan kyk Johannes en dan sien hy, daar is die verlosser, daar is Jesus Christus. Hy staan in die hemel tussen die 24 ouderlinge en die troon van God. Hy is die middelaar. En Johannes beskryf hierdie ervaring van hom verder deur te sê, maar die 4 wesens, die hele skepping en die 24 ouderlinge het gekniel voor die almagtige God toe Jesus die boekrol uit sy hand geneem het. En dan gebeur die wonderlike dat ons lees van miljoene der miljoene engele wat saam met die 4 wesens en die ouderlinge God geprys het en sy naam groot gemaak het. En ons lees dat die ouderlinge in elke hand 'n lier gehad het, in die een hand en 'n bak vol gebede in die ander hand. En dit is so treffend, broer en suster, dat ons gebede gaan nie ongesiens of ongehoord verby nie. Ons gebede word in die hemel oopgemaak, sodat God, die almagtige Vader, dit hoor. Saam met die engele en die 4 wesens en die 24 ouderlinge word God se naam groot gemaak en geprys. Maar dan sluit die hoofstuk af deur te sê, die hele skepping, die aarde en die hemel en alles wat op die aarde is, die see en alles wat in die see is, het God se naam groot gemaak en geëer. En ons lees dan heel in die laaste vers van die hoofstuk, heilig, heilig is die Here, die God die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. Dit was die eerste vers wat hulle gesing het in Openbaring 4, kom die credo. Die hele skepping in die hemel en op aarde en onder die aarde en op die see en alles wat daarin bestaan het uitgeroep aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Dalk het u en ek nie besef dat die boek Openbaring soveel goud in het nie. Bedoelende dit wat ek en u met ons kan saamneem op ons lewensreis. Miskien sal dit so wees as ek en u in die toekoms die Onse Vader bid, dat ons dit met 'n ander insig sal bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Liewe vriende, daar is tog iets wat baie belangrik is uit hierdie geleesde gedeelte. En dit is dat as ek en u ook eendag in die hemel wil sit met ons wit klere
en ons goue krone, die krone van oorwinning op ons koppe. Dan moet ons antwoord op die roepstem van die Here. Saulus het op die pad na Damaskus, nadat hy die Christene vervolg het, by die Here uitgekom. Toe die Here hom met blindheid geslaan het, en van toe af het Paulus die Here voluit gedien. Aan die kruis lees ons van die twee misdadigers wat saam met Jesus gekruisig was. Die een het gesê, kry ons van hierdie kruise af. En die ander een het hom vermaan en gesê, hy het niks verkeerd gedoen nie, maar ons verdien die straf. En toe vra hy, Here, dink aan my as u in u koninkryk kom. En die Here het vir hom gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Liewe gemeente, vanoggend kom die uitnodiging, soos ons dit hoor in Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elke een wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons lees ook in Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek inkom en saam met hom maaltyd hou. Ons lees in Jesaja 43 dat ons kosbaar is. Die Here sê daar, ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Het u dit al u eie gemaak? Het u al by die kruis van Jesus gekom? Want hoor, as ons harte oopmaak dat God kan inkom en daarin kan leef, dan verander ons lewe. Dan is ons vir ewig by God. Dan sal ek en jy met ons wit klere en goue krone rondom die troon sit by God vir ewig en altyd. Amen. Gemeente, kom ons bid dan vanoggend saam en ons sê dankie vir ons Hemelvader. Here, aan U wat op die troon sit, behoort die lof en die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Dankie dat U ons op ons name geroep het. Dankie dat ons aan U mag behoort. Dankie dat ons die ewige lewe het, omdat U dit vir ons gee uit U genade hand. Here, gee asseblief dat ons gehoorsaam sal leef elke dag. Dat ons sal weet dat U voorstap en ons getrou moet volg. Ons loof U naam. Amen. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die kragvolle werking van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen.